So, ons gaan uiteindelik begin met reg. Dit van ons hoeveel van julle uitgesien het. So wat belangrik is met reg is, dit is 'n groot hoofstuk. Net soos wat algebra 'n groot en belangrike hoofstuk is reg net so belangrik in 'n groot hoofstuk. Right, onthou net asseblief, wanneer jy werk met reg, moet dit in boek 2 wees. Nee, daar is nie right genoeg nie. Right, dit is boek 2 se werk. Jy kan dit nie in boek 1 doen nie. So as jy nie 'n boek 2 by die skool het nie, dan gebruik jy 'n boek papier, skryf dit op papier en dan plak jy dit in boek 2. Jy kan dit nie in boek 1 doen nie. Right, boek 1 is die algebra boek, die wat ons nog heel tyd werk. Dis nie dieselfde vraestelle nie. Boek 2 is vir vraestel 2. Right, so kom ons begin met reg. Right, so reg begin ons eerstens by die trigonometriese verhoudings. Right, belangrik, reg kan net plaasvind in 'n reghoekige driehoek. Right, so as daar nie 'n 90 grade hoek is nie, kan jy nie reg doen nie. Right, dan belangrik, hoeke van 'n driehoek word benoem met hoofletters. Dis kom ons praat van driehoek A, B, C. So hoek A, hoek B, hoek C. Is alles hoofletters. Right, die sye teenoor die hoeke, okay, so die sye teenoor die hoeke word benoem met klein letters. So as hierdie hoek B is, die sy oorkant hom is sy B. Mens skryf hom met 'n klein lettertjie. Right, hierdie is hoek A, so die sy oorkant hom is dan obviously hierdie BC lyn, maar ons kan ook praat van sy A, dan skryf hom met 'n klein letter. Right, so dis net 'n paar tegniese goed. So hoeke word altyd met 'n hoofletter aangedui, en dan die sye teenoor daai hoek kan ons benoem deur klein letters van daai self toe. Right, dan moet jy verder weet. Ons kry 3 tipes sye in 'n driehoek. Right, jy kry 'n teenoorstaande sy, aangrensende en teenoorstaande. Nou in hierdie geval, jou skynsy is altyd oorkant die 90 grade hoek. So as jy weet waar jou skynsy is, het jy guaranteed amper altyd jou driehoek uitgesorteer. Right, so dis die eerste wat jy altyd doen is, soek jou skynsy. So as daai by 90 grade hoek is, daar by B, dan is die skynsy reg oorkant hom. So met ander woorde, hierdie lyn AC gaan my skynsy wees. Alright. Dan praat hulle nou hierso van die teenoorstaande en die aangrensende. So ek gaan net gou vir jou opdeel. So kom ons sê ons werk met hierdie driehoekie eerste. So hy is driehoek A, B, C. Daar is 90 grade. Nou kom ons sê ons werk met hoek C. Okay, daai hoek is die hoek waarmee ons werk. En jy moet nou jou driehoek gaan benoem. Dan is die eerste ding wat jy gaan benoem is jou skynsy. So hy sit altyd oor die 90 grade, hy kan nooit verander nie. So daai is my skynsy. Nou moet jy kan identifiseer wat is jou teenoorstaande en jou aangrensende sy. So die woord teenoorstaande beteken teenoorgestelde kant. So as hierdie hoek C is, wat se sy se teenoorgestelde van sy kant? Hy is links onder, so dit gaan beteken dit met hierdie lyn AB wees. So AB is my teenoorstaande sy. Hoekom? Want hy is aan die teenoorgestelde kant as hoek C. En dan laastens is my aangrensende een, so hulle aangrens mekaar, hulle raak aan mekaar. So die lyn wat raak aan daai hoek is my aangrensende sy. Right, so het jy skynsy teenoorstaande en aangrensende sy. Maar net soos wat ek met hoek C kan werk, kan ek obviously dieselfde driehoek hê. Okay, o my genade. So dan het ek my 90 grade hoek, B, A, C, maar in plaas van A, C werk ek nou met A. Weer eens, waar begin jy? Jy begin met jou skynsy. So as daai my 90 grade hoek is, waar is my skynsy? My skynsy is teenoor hom. So hierdie lyn AC is nog steeds my skynsy. Maar nou gaan daar iets verander, want daar sal lê hoek A. So wat se sy is nou in die teenoorgestelde rigting van A. A is bo. So sy teenoorgestelde kant van hom gaan wees BC. So nou is my teenoorstaande sy BC. En wat se sy raak aan daai A? Wat se sy maak hierdie A? Dit gaan obviously wees lyn AB. So dan's AB my aangrensende sy.
So sien jy afhangend van wat se hoek jy mee werk, of jy nou met C werk of met A, dit verander nooit waar jou skynsy is nie, want jou skynsy is altyd teenoor 90 grade, maar jy teenoorstaande en jou aangrensende sy gaan altyd omry. Alright. So, as ons nou verder kyk hier na B, praat hulle van die trigonometriese verhoudings en funksies met Pythagoras. Alright, so hoopelik van julle ondersoek af, onthou jy kry sin, kos en tan. So die definisie van sin is altyd jou teenoorstaande sy op jou skynssy. Alright, so as ons kyk, ons werk nou met hoek C. So waar is hoek C? Daar is hoek C. Gaan label altyd eers jou driehoek vir jouself. Begin met my skynssy. Waar sit my skynssy? Want daar is die 90 grade hoek, so my skynssy moet dan wees AC. Okay, so ons gaan benoem hom, hy is skynssy AC. Dan, as ek werk met hoek C, waar gaan die teenoorstaande sy van hom wees? Aan die teenoorgestelde kant, so beteken hierdie lyn AB is my teenoorstaande sy. En dan laastens, die sy wat die hoek vorm, right, wat sê nou vorm die lyn, dit gaan wees my aangrensende sy. Right, soos hulle nou vir jou vra vir sin C, beteken dit is my teenoorstaande sy op my skynssy. So ek gaan terug na my driehoek toe. Wat is my teenoorstaande sy? My teenoorstaande sy is AB. Of, jy kan dit ook skryf as lettertjie C. Maak seker dis 'n klein letter want dit is sy. Of, wat is my skynssy? My skynssy is AC. Of, jy kan skryf dit is klein lettertjie B. Right, kos is altyd aangrensend op skyns. So wat is my aangrensende sy van C? Wel in hierdie geval gaan dit wees A of BC, so dit gaan wees BC of A, op wat is die skynsy? Die skynsy is AC, of klein lettertjie B. En dan die laaste ene is tan, so tan is jou teenoorstaande sy op jou aangrensende sy, so my teenoorstaande sy is C, op my aangrensende sy wat A is. So in ander woorde, ek kan hom skryf as AB op BC, of sy C op sy A. Right, so sien jy sodra jy 'n driehoek gaan label, dan is dit baie maklik om te gaan sê, wat is sin, wat is kos, wat is tan. So ek het altyd vir myself onthou, is ek praat van sins, kos as en tanta. Right, as jy daai drie onthou, dan is jy sharp. Sin is dan altyd sin wat ook oor die hoek is op teenoorstaand op skyns. Kos as is kos is aangrensend op skyns en tanta is teenoorstaand op aangrensend. So as jy hierdie rympie vir jouself gaan leer, dan gaan jy nooit nie mekaar op is in watter sy kom bo vir watter verhouding nie. Alright, so kom ons gaan aan. Nou beweeg ons aan na die omgekeerde of die resiproke van drie verhoudings. Alright, so onthou as jy nou geleer, jy kry sin, kos en tan. Maar net soos wat jy 'n breek het wat 1 op 2 is, wat se resiprook 2 op 1 is, net so moet daar 'n resiprook vir hierdie goed ook wees. Alright, so met ander woorde, my resiprook is kot, sek en cosec. So kot is die omgekeerde of die resiprook van tan. Met ander woorde, kot is 1 op tan. So as tan, theta of tan wat ook al, kom ons sê net tan C, was teenoorstaand op aangrensend, dan beteken dit kot, wat die omgekeerde daarvan is, die resiproke, gaan altyd jou aangrensende sy op jou teenoorstaande sy wees. Alright, so kot is aangrensend op teenoorstaand. Sek, wat die resiprook is van kos, so onthou kos is altyd aangrensend op skyns. So as ek sy resiprook het, wat nou sek C is, dan beteken dit daai twee moet omruil. So met ander woorde, hy gaan die skynssy
op die aangrensende sy wees. En dan die resiepreek van sin, so onthou sins, is altyd jou teenoorstand op jou skynsy, so die resiepreek van hom, kosek, gaan altyd wees skyns op teenoorstand. Alright, so nou hierso, by hierdie vraag, gaan ons basically weer terug, nou wil hulle weer hê, ons moet sê wat gaan kot, sek en kosek wees. So kom ek gaan kry weer ons driehoekies, voeg weer ons driehoekie hier in. Alright, wat ek maar gaan geteken. Alright, so dis die driehoekie wat jy het. Alright, so nou werk ons weer met kos, sek en kosek. So voor jy dit kan doen, moet jy eers jy driehoek gaan label. Kyk, so die eerste ene is kot. Voor ons daarna kyk, kom ons label ons driehoek. So ons begin met die skynsy, so oorkant my 90 grade hoek is altyd my skynsy. Alright, so B of AC is my skynsy. Ons werk met hoek C, wat beteken ek werk met hierdie hoekie hier. So watter sy sit aan die teenoorgestelde kant van hom, dit gaan wees sy C of AB. So daar is dan my teenoorstaande sy, en dan die laaste ene my aangrensende sy, die sy wat daai hoek C gemaak het, is sy A, en ek noem hom dan my aangrensende sy. Okay, so as ons met kot werk, onthou die kot is die resiepreek van tan, so dit is 1 op tan C. Nou werk ek met my aangrensende op my teenoorstaande sy. So my aangrensende sy is BC. Alright, BC, of ek kan ook die klein lettertjie gebruik wat A is, op my teenoorstaande sy wat AB is, of ek kan dit net skryf as C. Sek, die omgekeerde van 1 op kos, beteken my skynsy hierso is AC, op my aangrensende sy van BC, of ek kan dit skryf as B op A, en dan die laaste ene, kosek, is dieselfde as 1 op sin, so my skynsy AC of B, op my teenoorstaande sy wat AB of C is. Alright, so daai is hoe jy dit benader, die omgekeerde van 'n triegverhouding. So as jy onthou wat is sin, kos en tan, dan moet jy net onthou, kot is die omgekeerde van tan, so as tanta teenoorstand op aangrensend is, dan is kot aangrensend op teenoorstand.